Ruda, ons het so in 94, ons was so opgewonde. En toe het dit begin gebeur dat ons bereid was om vir mediocrity tevrede mee te wees. Ons het nie meer gegaan om die hoogste te bereik nie. Ons het nie meer gegaan om die groot voorbeeld in die wêreld te wees wat ons was nie. Ons het na onsself begin kyk, eerder as om na ons land eers te kyk. En ek dink, as jy vandag vra, hoe kan ons dinge terugtrek, is dit om te sê, hoe kan ons, ongeag ons kleur, ons taal, ons godsdiens, hoe kan ons onsself terugvat om ons land eers te stel, om te sê ek is 'n Suid-Afrikaner. Gesprekke teen geld vol gees. Hallo en baie welkom by wat ek gaan noem gesprekke teen gatvolgheid. Ek weet dis plat, ek weet dis effens skurf, maar daar's geen ander woord wat so presies sê waar ons op die oomblik is nie. Ons is siek en sat van swak bestuur, van korrupsie, van alles wat uitmekaar uitval. Maar ons wil hier bly, ons wil hier wees. So, hoe gaan ons wegkom van daai gatvolgheid na 'n posisie van, en daar's nou nog 'n woord waarvoor ek nie 'n Afrikaanse woord vind nie, en dit is agency, van waar 'n mens voel jy kan iets doen. En dis waaroor hierdie gesprekke gaan. Ons gaan met verskeie mense gesels en vandag is dit vir my baie lekker om vir Ivor Jenkins saam met my te hê. Ivor is direkteur by die In Transformation Initiative. En julle wil die lesse wat ons in Suid-Afrika geleer het rondom versoening, mense van verskillende kante bymekaar bring, al verpak en beskikbaar maak op ander plekke waar dit nodig is. Ja. ITI in kort, wat ons doen is om die Suid-Afrikaanse proses en ons boodskap van vrede maak, wat een van die min in die wêreld is, wat nog steeds so vas staan, om dit na lande toe te vat en na gemeenskappe toe te neem, wat besef ons moet mekaar ophou doodmaak, en dan sê, hoe begin ons gesels, en is dis in daai proses wat ons instap en dan probeer adviseer, ons probeer nie sê, hier is die antwoorde nie, maar ons vertel die Suid-Afrikaanse storie, omdat dit so 'n fenomenale mooi storie is, oor hoe ons, ek dink van die rand van oorlog, onsself teruggetrek het, omdat ons bereid was om 'n dialoog te hê, om te begin praat, nie sonder groot afbreekmomente nie, maar en dis deel van die lesse wat ons deel met mense is, om te sê, jy weet, al word daar 'n Chris Hani vermoor aan die een kant, en al is daar 'n Boy Patton wat gebeur dat ten spyte van dit al was. Hier is sekere lesse wat ons geleer het hoe om dit hoe om vrede te maak. En ek stel my voor met jou blootstelling aan soveel plekke waar dit baie erger gaan. Kom jy seker terug huis toe en jy's meer dankbaar oor Suid-Afrika as wat baie van ons deesdae is. Absoluut. Ons besef nie hoe ongelooflike land ons het nie. Ten spyte van al sy foute, ten spyte van al ons gatvolgheid oor wat hier verkeerd gaan. Ons besef nie, en ek dink nie is dankbaar genoeg oor hoe ongelooflike mooi land ons het en hoe bevoorreg ons is as Suid-Afrikaners om hier te kan woon. En jy weet, ek sê altyd, ek het die voorreg gehad in my lewe om as meer as 75 lande te wees, in 'n paar lande te bly, en in lande van groot rykdom, maar ook lande van groot armoede en geweld te beleef en te werk. En as jy hier by Oliver Tambo terugland, dan is daar net daai gevoel van, joh, hier's mense, hier's lewe, hier is 'n opgewondenheid oor lewe, ongeag al die probleme waarmee ons sit. En ons het teruggestaan van daai afgrond. Jy weet, ek was by 2 geleenthede in Israel. Ek was nog nooit so dankbaar oor wat in Suid-Afrika gebeur het nie. Ja, absoluut. Ek bedoel, ons word nou veral weer daaraan herinner, as ons sien die wat in Iran of in Gaza of in Oekraïne gebeur, of in Sudan, dan besef ons net die feit dat ons onsself kon terugtrek. En ek dink dis ook 'n belangrike punt in een van ons lesse. Ons het nie die United Nations gehad, of jy weet, ons het nie fasiliteerders van die buitewêreld gehad wat ons vrede vir ons kom help maak het nie. Ons het dit self
ons eie proses geskep en ons het ons eie vrede gemaak. En daarom dink ek is een van die redes hoekom Suid-Afrika se vredesproses of ons deel vandag nog staan, is ons het almal eienaarskap gevat. Ongeag van watter kant van die spektrum, van die politieke spektrum jy gestaan het. Almal het ingekom en geteken en ons konstitusie gesê, dit is die hoogste gesag. En dit dink ek is nog steeds ons behoud vandag. Eienaarskap wat ons almal opgeneem het. Ons het mekaar nou die laaste ruk gereeld teëgekom by die Afrikaners vir Suid-Afrika, wat ontstaan het uit 'n groep van ons wat 'n brief geteken het in reaksie op president Trump se klassifisering van Afrikaners as vlugtelinge, as slagoffers van volksmoord ensovoorts. Hoekom het jy die brief geteken? Rita, ek moet dit dalk regstel. Ek het nie die brief geteken nie, want dit was die oomblik toe die brief uitkom, het ek onmiddellik kontak gemaak en gesê, hierdie brief wil ek onderteken, en hy het ongelukkig nie by my verbygehardloop voor ek dit kon teken nie. So, maar ek wil dit wel sê dat ek 100% die brief ondersteun en sou wou geteken het as ek 'n dag langer gehad het of die geleentheid gehad het om dit te doen. En hoekom ek myself so 100% daarmee assosieer of vereenselwig is omdat die ervaring as 'n Afrikaner in Suid-Afrika vir my is 100% anders as wat die boodskap wat deurgestuur is en aan Trump en terugkom van Trump oor wie en wat ons as Suid-Afrikaners is. Trouwens, ek dink as ek 'n arm swart persoon in een of ander rural dorpie was wat nie elektrisiteit het nie, wat nie ordentlike skool het nie, wat nie ordentlike mediese, dan sou ek gesê het as die Afrikaners so gelyk het, dan het Trump dalk 'n punt gehad. Maar die feit dat ons as Afrikaners is seker die mees bevoorregte mense steeds vandag nog in hierdie land. Daar is geen rede om te sê dat ons in enige opsig gediskrimineer word of teen ons gediskrimineer word nie. En ek weet die groot ding daar is die sogenaamde BEE of die affirmative action argumente. Toe die Afrikaner onder die Engelse verdruk was en die Afrikaner daar uitgekom het in die 40's, wat het ons gedoen? Ons het eers na onsself gekyk. En ek sê nie dis wat die ANC regering of gedoen het om eers na swart mense te kyk nie. Maar ek dink daar was 'n gevoel van ons moet 'n gelyke kans vir mense begin gee. En ons moet daarom regstellende aksies hê. En dis 'n heel ander gesprek en ons kan later daaroor praat, maar ek dink ten spyte van die feit dat Afrikaners voel hulle word teen gediskrimineer, daar's geen naastenby 'n idee dat ons verdruk word of dat ons nie vryheid het of dat daar moord teen ons is of 'n spesifieke aksie teen ons geloods word van enige iemand nie. Trouwens, ek dink ons rol as Afrikaners in ons gemeenskap is bo gemiddeld en ons speel in hoë plekke waar in ons land, in ons society wat baie min van die ander sê groepe in ons land die voorreg het om te kan speel. Hoe het jy groot geword? Ek meen, ek en jy is omtrent dieselfde ouderdom, so dit was in die 60's op plattelandse dorp, ek was in die Noord-Kaap. Jy was Waterval boven. In Mpumalanga, ja, daai tyd Oos-Transvaal. Oos-Transvaal. En wat was jou huis? Hoe was jou huis? Klein spoorwegdorpie, middelklas. My ma onderwyseres, my pa het op die spoorweg gewerk. Hy was doodgewone spoorwegman. En het in 'n baie konservatiewe Christen Afrikaanse gemeenskap groot geword. Engels was 'n vloekwoord, nooit Engels gehoor nie. Letterlik, jy weet, daar was 1 of 2 Engelse families in die dorp en hulle het Afrikaans gepraat. Anders, ja. So uit en uit in Afrikaans konservatiewe Christen, 'n wonderlike gemeenskap om in groot te word, van groot vryheid en in 'n huis groot geword met baie liefde, baie stabiele huis, 'n wonderlike pa en ma, diep Christenmense, 3 maal 'n week by kerkaktiwiteite besig en
en so 'n goeie, hoë morele en etiese waardes mee groot geword in die gesin. So ek was 'n baie bevoorregte persoon en ek en my suster 2 kinders. En het met baie min klaar gekom. Spoorweghuisie, jy weet as ek nou teruggaan na die dorp toe en jy gaan kyk na die huis en dan sê ja, is dit waar ek gebly het en daai tyd was dit so perfek en dit was so wonderlik geweest. So Ons was 4 kinders met 3 slaapkamers en 1 badkamer. Presies, ja, en ja, so dieselfde tipe lewe, Ruda, en nooit 'n bewustheid gehad van mense van wat kleur is, die konkreetheid, dit was nie in ons gedagte nie, die idee dat daar swart mense is, dat daar wat sukkel, wat swaar kry, dit was nie in jou verwysingsraamwerk nie. Die township, jy weet, die was langs die dorpie, maar daar was geensins 'n gevoel van dat daar mense is wat swaar kry of swaarder kry as wat ons kry nie, behalwe, jy weet, hier's 'n wit familie langs van wat 10 kinders het en hulle sukkel 'n bietjie meer as julle, maar jy weet, dis maar hoe jy groot geword het. En toe, jy destyds was daar diensplig, jy's al net toe teologie gaan swat. Dis 'n baie nele Afrikaanse roete. Wat het gebeur wat jou kop geskuif het? Ja, ek sê altyd, Ruda, hoe kan 'n mens 'n matriek wees, en ek praat van 1976, 75, daar rond 76, sonder om ooit die woord Nelson Mandela te hoor, sonder om die woord Steve Biko te hoor, en dan weermag toe te gaan, sonder enige vrae oor ons gaan hierso teen kommuniste veg en teen die swart gevaar, en sonder om enigstens daai vrae te vra, 100% non-krities. Maar dan is daar momente wat jy begin besef, eers na die weermag, is daar momente in my lewe wat toe begin vir my aanspreek, en ek dink vir my die hoofaspek daarvan is die feit dat ek het vir die eerste keer ongeregtigheid en inequality en ongelykheid begin sien en ervaar, en ek dink dis wat my Op watter manier is jy daaraan blootgestel? Die 1 of 2 ervarings wat ek gehad het was, ek het studentewerk gedoen, toe ek 'n eerstejaars student was, toe ek nou terugkom na die weermag. En ek het op voorstedelike treine, omdat my pa op die spoorweg was, kon ek nou natuurlik maklik, dis nie 'n affirmative action gewees nie, ek kon toe baie maklik 'n spoorweg Netwerke. Dit was netwerke. Kon ek baie maklik toe 'n konnekteurswerkie kry hier op die voorstedelike treine in Pretoria, want teen daai tyd het ons toe Pretoria toe getrek, en uit Waterval bovenuit. En vir die eerste keer het ek bewus geword van spatial discrimination. Die eerste keer het ek bewus geword van, ek het sê in die oggend 4:00 met 'n trein uitgereis tot Songuwe toe of Mabopane toe, om honderde of duisende swart mense dan te sien inkom Pretoria stasie toe, teen 5:00 se kant. 5:00 kry hulle 'n trein wat aan Johannesburg toe gaan, dan gaan hulle in Johannesburg werk. So daai persoon het vanoggend 4:00 opgestaan of 3:30, 4:00 op die trein geklim en om 6:00 by die werk in Johannesburg te wees. En dan vanaand, as ek 'n tweede skof doen, dan daai selfde mense klim 7:00 vanaand, kom hulle terug van Johannesburg af. Terug soos in Songuwe, Mabopane, Mamelodi, waarheen ook al. En dan is hulle 9:00 klim hulle van die trein af en 9:30 by die huis, en dan môreoggend is, en ewe skielik toe ek sien ou ooms en tannies op die trein sit en slaap, en dan sit ek en dink, hoe dit het vir my soos 'n emmer koue water oor my kop geslaan. Daar het ek besef, hier is iets baie verkeerd in ons gemeenskap. En ek dink met my teologiese studies in daardie tyd en so net ook, dis hoekom die begrip van ongeregtigheid het vir my 'n baie diep gewortelde motivering geraak, om hoe begin 'n mens om wat kan 'n mens doen om geregtigheid te begin
laat plaasvind in ons land. So my hele motivering en my hele verandering, dink ek, het plaasgevind as gevolg van my, ek dink ek het begin verstaan wat dalk in die Bybel aangaan, of dalk in die Nuwe Testament probeer sê het oor reg en verkeerd. Oor wie is jou naaste? Wie is jou naaste, absoluut. En ja, so dit ek dink was die begin, en daarna was daar vele ander insidente. Daar was een ding wat ek jou al gehoor vertel het, van toe jy 'n jong dominee was, en julle het, sal ek 'n soort van sendingwerk gedoen in die swart areas, en toe van daai mense genooi na jou gemeente toe. Hoe het jou gemeente gereageer? In Arcadia, Pretoria, in 1981, 82, en swart mense wie ons na uitgereik het vir 2 of 3 jaar in 'n baie aktiewe sendingsprogram as gemeente. En die gemeente, die wit gemeente hier in Pretoria was baie gemaklik en het baie goed gevoel oor die feit dat ons siele red vir jy weet vir die koninkryk. En ons het 'n sendeling gehad, en 'n swart sendeling, en maar dit was als goed en wel solank die sendingwerk, dit was spesifiek in Wenda, daar is spesifieke tyd gewees. En toe eendag nooi ons die sendeling en van die mense wat saam met hom werk en in die nuwe sending gemeenskapie is, hiernatoe om in die kerk te kom net insit een Sondag saam met ons. En meer as die helfte van ons gemeente het opgestaan en uitgestap. En dit was vir my soos, ek was dalk naïef geweest en het nie gedink dat dit is hoe erg en diep gewortel, ek wil sê rasisme, ongeag die boodskap van die evangelie en ongeag die boodskap van jou naaste en dit lyk my net nie sin gemaak vir mense nie. En so dit het my regtig geruk oor om te besef hoe diep gewortel prejudice of vooroordeel en rasisme in die hart van mense, wit mense in Suid-Afrika. Dat dit regtig 'n ons en hulle Absoluut. definisie was, ja. Hoe het jy betrokke geraak by, ek sal maar sê, weerstand teen die stelsel en so aan, want daar was 'n tyd wat, dit het so ver gegaan dat daar skote op julle huis geskiet is deur die veiligheidspolisie. Wat het daar gebeur? Ja, en toe ek en Karen, my vrou, toe ons terugkom van Amerika af, daar het ek nog 'n graad gaan doen in teologie. En Ag, ek het dit verkeerd omgehad. Ek het want die Amerika ondervinding is baie belangrik. Vertel 'n bietjie van wat dit vir jou beteken het, want ek meen dit was wanneer 84, 85. In Suid-Afrika het ons nog, ek was op daai stadium by die SAIK. Yes. Dus dit was die enigste uitsaaier. Daar was absolute beheer oor wat mense gesien het en nie gesien het nie. En die Amerikaanse blootstelling was vir julle, dit klink vir my of dit julle wêreld soort van oopgeblaas het. Dit is 'n goeie uitdrukking daai, Ruda, dit het ons wêreld oopgeblaas. Want ons het gesê, ons het so ek en Karen het so as jong mense begin dink oor Suid-Afrika en wat verkeerd is, en ons het begin dink ons is progressief in 'n konservatiewe mate, en ons het in die Amerikaanse seminarium of universiteit klas gedraf vir die jaar, en hier, ek kan nie die presiese tyd van jaar onthou nie, maar toe is ons geweldig blootgestel aan Ted Koppel, en ek dink dit was ABC en NBC en die Amerikaanse, want jy wil graag meer oor Suid-Afrika sien en hoor terwyl jy daar is. En ek onthou ons het ek was in 'n Ou Testament klas gewees en ons het een of ander Ou Testament saak bespreek, en dit het gegaan oor ongeregtigheid toevallig en hoe dit teen die Israel onregverdig opgetree is deur een of ander tribal groep of so. Maar en ek het toe hulle vir my gevra, beskryf ons bietjie Suid-Afrika, en jy weet ek het Zulus en Xhosas en jy weet Wittes en Engels, en jy weet die hele storie probeer verduidelik in 'n mooi, weet ek gedink, relatief liberale manier.
en huis toe, in die volgende 'n dag of twee daarna het ons, jy weet, dieselfde klas herhaal. Klompie African Americans ook in die klas en obviously hulle het heel skepties na my gekyk en geluister, het ek na die tyd besef. Maar dit was 'n Woensdag aand of wat ook al, toe gebeur die Trojan Horse onder in Athlone, dink ek, in Kaapstad, in die township gebeure waar daar die spoorweg trok op en af gery het met hoë rand aan die kant gebou en jong klein seentjies begin klippe gooi het, want dit was 'n regeringstrok wat op en af gery het. 'n weermagtrok. Dit was 'n spoorwegtrok, maar wat toegebou is aan die kant en bo oop was en of dalk was dit 'n weermagtrok, maar jy kon die jong kinders se haat sien vir hierdie staatsinstansie wat homself hier kom in hulle lewe hulle die uitdaag en laat geld. En toe op 'n kol toe spring daar 'n klomp jong weermagmanne uit wat agter op die trok was en begin skiet. Ek dink daar was 14 kinders doodgeskiet daai dag. En ABC het dit so as 'n hoofnuusitem gehad die aand. Hier en ons het daarna gekyk en ek het geweet hierdie insident, jy kan dit nie regverdig nie, want daar was geen, jy weet, kinders wat klippe gooi na 'n trok wat die volgende dag in daai klas ingestap. En dit was soos, jy kon amper die haat ervaar, dit was so fisies geweest. En geen antwoorde nie, wat kon nou sê. En daai aand, of na die klas het ek en Karen, het vriende van ons van Mississippi, wat langs ons gebly het in die woonstelle, na ons toe gekom en gesê, kom ons sit bietjie en praat. En ons het daai nag ingegaan, 1 uur, 2 uur, 3 uur gesit en huil, en verduidelik, wat is human rights? Ek bedoel, wat is equality, wat is gelykheid? En komende uit Mississippi, Exactly, dit was so presies. verstaan, Absoluut, het hulle verstaan waar ons vandaan kom en hoe, en daai volgende dag het ons opgestaan en gesê, ons sal nie terugval in wat ek noem the pound seeds of apartheid nie. Ons sal nie teruggaan en Suid-Afrika toe na ons die jaar se studies voltooi het en net weer doodgewoon die voorregte geniet en nie iets begin doen aan verandering nie. En dis toe dat ek begin by Koinonia werk het en vir baie jare toe saam met Nico Smit in Mamelodi gewerk het om mense saam te laat eet. En dit was op 'n baie persoonlike, individuele, 2 wit, 2 swart families kuier saam, eet saam, en ek dink dit het in Mamelodi en aan mense hierdie kant en toe later het die Mamelodi Encounter gebeur waar ons 300 wit mense gevat het in 1988, 88 daar rond. En hulle vir 'n week laat bly het in Mamelodi. En wat 'n ongelooflike ervaring vir wit mense was. Iwer, maar ek dink mense vergeet. Ek meen in 88 was dit was 'n ding. Dit was onnodig, was, jy weet, in 'n sekere sin. En die weermag is daar en besig en jy weet, ons word fyn dopgehou en alles met daai gebeure. Maar dit was 'n baie belangrike boodskap. En ek dink daai wit mense wat daardie ervaring gehad het en ook die swart families wat ewe skielik gevoel het, maar hier is mense wat ons as gelyk is. Ons is nie net skaduwees nie. Ons is nou mense, ons het 'n familie, ek het 'n huis, ek het kinders, my kinders gaan skool toe môre. Ek bad vanaand in 'n bak water en ek het nie dit was 'n verskriklike belangrike ervaring vir my en vir baie ander. En dis waar ek wil sê my aktivisme, ek dink toe maar bietjie 'n hupstootjie gekry het en die Defiance kampanje in Pretoria toe gevolg en so meer. Maar nou teen daai agtergrond, waar staan ons vandag in hierdie liewe land van ons? Ja. Ruda, ons het so in 94 ons was so opgewonde en ons het so hard gewerk om daar uit te kom en met groot
entoesiasme het ek dink ons almal gaan stem en daai beelde is nog in ons kop en die Mandela era en die reënboognasie en Ek voel altyd ons was op 'n nasionale high vir omtrent Ja. 'n dekade. ja, presies. En toe het vir een of ander rede en wel daar's baie redes, het dit begin gebeur dat ons bereid was om vir mediocrity tevrede mee te wees. Ons het nie meer gegaan om die hoogste te bereik nie. Ons het nie meer gegaan om die groot voorbeeld in die wêreld te wees wat ons was nie. Ons het begin dinge doen vir eie onthaalwe, ons het vir eie sakke ons het na onsself, na ons party, na ons politiek, ons het na onsself begin kyk, eerder as om na ons land eers te kyk. En ek dink, as jy vandag vra, hoe kan ons dinge terugtrek, is dit om te sê, hoe kan ons, ongeag ons kleur, ons taal, ons godsdiens, hoe kan ons onsself terugvat om ons land eers te stel, om te sê ek is 'n Suid-Afrikaner. En so die diepe korrupsie wat begin gebeur het, die feit dat crime so gewelddadig geword het in 'n tyd en dat mense so desperaat geword het om hulle self te wend tot sulke ongeregtige en onregverdige en skelmdade. Dit het ons regtig teruggesleep. En die hartseer vir my is dat die konsep van it's my time to eat het begin figureer in die politieke wêreld en ons sukkel om daar uit te kom. Maar ek wil glo ons gaan daar uitkom. Maar so dis die gatvolheid wat nou ek dink vir ons almal so blaatant begin word het. Dit is amper of 'n tyd of die leierskap, die politieke leiers gesê het, dis goed, jy kan maar breek die reëls, gaan maar aan doen wat jy kyk na jouself. Ons en ek dis bietjie 'n klise, maar ons ubuntunis verloor en ons het ons sin vir ons waardesisteem verloor en ek weet nie hoe kry jy mense 'n gemeenskap of 'n hele land terug om te sê ek gee om vir my medemens. Ek wil graag die land as geheel sien vorentoe gaan. Al gaan dit my 'n bietjie kos, al gaan dit vir my ek gaan dalk bietjie minder verdien of ek gaan bietjie minder voorregte hê, maar ek sal bietjie meer moet prys gee. Maar dat daardie commitment sal kom om ons terug te vat na daai 94, daai eerste dekade van ons bou 'n nuwe nasie. Ons het iets nuuts hierso wat nêrens in die wêreld nog gebeur het nie. Daar was soveel wit mense, Afrikaanse mense, baie van hulle wat sê wel ons sal self. Ons onttrek onsself uit die geheel en ons gebruik wat ons het en ons bou vir ons mense. Ja. Hoe voel jy daaroor? Ja, dis vir my 'n baie hartseer konsep. Want as jy jouself terugtrek in die kraal en jouself begin hoër stel as ander, en al sê jy ons stel onsself nie hoër, ewe skielik gaan al jou krag en jou vermoëns en jou kennis is inwaarts gewys. En behalwe dat dit 'n nasionalisme teweegbring, en behalwe dat dit dan 'n eksklusiwiteit teweegbring om ander uit te sluit, al sê mense dit doen nie, die boodskap wat jy stuur is om te sê Dis terug by ons en hulle. Ons en hulle, absoluut. En die boodskap wat ons vir ons mede-Suid-Afrikaners stuur en dit word als gedoen uit vrees dat die Afrikaner besig is om uitgewis te word of dat die Afrikaner besig is om sy identiteit te verloor. En ek dink ek is 'n Afrikaner in verhouding met 'n ander taal, met 'n ander kultuur. Ek is nie 'n Afrikaner omdat ek inklusief wil wees, omdat ek die deure wil toemaak en die kraal wil gaan bly nie. Ek is 'n Afrikaner in verhouding met ander.
Ons is Suid-Afrikaners in verhouding met Amerikaners of Keniane. Ons is nie 'n groep wat die deure toegemaak het en net na onsself wil kyk nie. En vir my die ironie is dat Afrikaans en Afrikaanse mense in blankes sover dit aangaan, dink ek, het Afrikaanse kultuur ooit 'n beter tyd gehad as nou. Was ons ooit vryer, was daar meer musiek, Afrikaanse musiekfeeste en taalbyeenkomste en het dit ooit ekonomies met ons beter gegaan. Ek weet, daar's 'n gevoel dat Afrikaners of wit mense nie meer die kans kan nie. Wit mense in verhouding met werk, in verhouding met inkomste, is by verre bo enige ander van die, ek dink die Indiër, mense van ons land doen ook besonder goed. Maar die Afrikaner en blankes in die algemeen, daar is natuurlik 'n groter armgroep as jare gelede, maar in verhouding met die res van ons land is ons by verre bo enige ander van die groepe. Hoe dink jy dit, want dit is wat ek jou hoor sê, is dat ons het half 'n plig, of ons behoort wat ons het ook in terme van opleiding en agtergrond en so aan, te gee aan 'n groter geheel. Hoekom nie maar net na onsself kyk nie? Ja, want ons is nie 'n eiland nie. Ons het soveel om te gee. Dis hoekom ons in hierdie land is. Dis hoekom hoekom wil ons net na onsself kyk? Wat gaan die voordeel wees daarvan? Is dit nie, maak dit nie soveel meer sin om ons hele land, ons hele gemeenskap reg deur die bank almal saam te neem, saam geleenthede te gee. Ons is bevoordeel want ons het ongelooflike goeie opleiding gehad deur ons lewens, ons skole was altyd goed. Ek sê altyd, Ruda, dat ek dink die apartheid se grootste sonde was toe daar in 1906 of 58 'n wet, ek dink deur parlement gesit was wat gesê het, jy kan nie swart mense gaan nie wiskunde en wetenskap in opgelei word nie. En ek dink dit het so 'n effek gelaat op die swart gemeenskap en soveel meer om in te gehaal het nou om ons hele opleidings- of skoolstelsels terug te bring en op 'n beter vlak te bring. Ons het soveel om te gee as Afrikaners, maar nie vir onsself nie, maar vir ons land. En is dit nie so, as jy in enige sport kyk, jy weet, jy speel nie rugby vir jouself en doen alles op jou eie nie. Dit is omdat jy in 'n span is. Ek wil is jou goeie voorbeeld en jy kan dit reg deur die lewe vat in watter deel van ons gemeenskappe ook. Dit is wanneer jy die vreugde ervaar om ander mense saam met jou op te bring, om ander mense saam met jou vorentoe te vat, om toe te laat dat ander mense jou ook 'n bietjie vorentoe vat, om ook te besef dat jy is nie so volmaak en perfek dat jy in jou kultuur het ook maar net so baie tekortkoming en net so baie sondes. Jy weet, ek dink net hoeveel het ons al geleer by ons swart gemeenskappe in terme van gasvryheid, in terme van wees rustig, laat ons gesels, die belangrikheid van I am because I belong. Ek is nie omdat ek net dink nie, ek is omdat ek ook behoort. En dit is vir my so 'n belangrike deel wat ons in Afrika geleer het. In die Weste, I am because I think. En dis dit, jy weet, ek weet dit is simplisties, maar hier is dit wat is lekkerder as om in 'n restaurant te gaan sit en jy voel hier's 'n geïntegreerde omgewing. Jy voel so bevry en gemaklik en om te sien hier is 'n equality, 'n gelykheid wat in ons gemeenskap besig is om plaas te vind. Ons het 'n verskriklike lang pad om te gaan. Daar is miljoene Suid-Afrikaners daar buite wat in ellende leef. En ek dink ons wat het
het 'n verantwoordelikheid om te sê hoe bring ons hulle saam. En wat kan ons as individue doen? Ons is nou op 'n plek waar dit regtig prakties nie goed gaan nie. Ek meen vanoggend se nuushoofstrekke oor Johannesburg en die skuldlas en hoe absoluut hopeloos hulle bestuur word. Wat kan 'n mens doen? Ons het nou daar's 'n verkiesing aan die kom. Bied dit dalk 'n moontlikheid om iets te skuif? Rita, ek dink jy en ek en ons almal dink baie hard en lank daaroor, want daar is ook 'n sin van ek voel hopeloos, ek voel magteloos. Jy weet, ek kan nie opspring en gaan dinge regryk nie, jy weet. Ek sê altyd, ek dink veral Afrikaners, maar dalk veralgemeen ek, is om te sê ons het 'n problem solving mindset. Partykeer voeg ek Boer maak 'n plan. 'n boer maak 'n plan. Ek wil amper partykeer sê ons het 'n aggressiewe problem solving mind, jy weet, en ons wil altyd inspring en onmiddellik die ding gaan regmaak. En jy weet, ek weet baie keer ry ek in klein dorpies in my ou waterval boven en dan dink ek, hierdie plek het uitmekaar uitgeval, maar ek wens ek kan net vir 'n 6 maande of 'n jaar hier kan kom werk en die jy weet. Maar die punt is dat waar ons foute gemaak het is dat ons het gedink ons het al die kennis as veral dan blankes en ons sal hierdie dinge kan regryk en ons kan dit alleen doen, ons kan dit weer laat lyk soos in apartheid jare. En ons het, ek dink, gesindheid gehad van ons kom die probleem vir julle oplos. En dis daai klein nuance om te sê hoe los ons die probleem saam met ander mense op, saam met ander burgers van die land, anders kleuriges, anders denkendes. En dit vat tyd en dit vat ons moet geduld hê, soos wat mense met ons geduld moet hê, omdat ons so vinnig dinge wil doen partykeer. So dit is daardie prosesse wat ek dink ons moet weer terug intree. En ek onthou jare terug in 'n klein dorpie ook in Mpumalanga, hoe daar 'n wit dominee was. En hoe hy in die gemeenskap homself gaan inwortel het, in die swart gemeenskap. En van die swart gemeenskapsleiers saam met hom gevat het. Al daai threat of daai, jy weet, ek het die antwoord weggeneem en gesê ons is gelyk hier, kom ons dink saam. Nou ek weet hierdie is op 'n filosofiese vlak dalk, maar mense kan onmiddellik lees of jy hier kom dinge regmaak vir jouself of kom jy hier dinge regmaak vir ons. En is om daardie les te leer om te sê ek kom dit saam met julle doen of eerder as dat ek kom dit vir julle doen. Dit ook die werk wat julle doen in ITI. Daar is baie interessante verstaan van wat nou sal moet gebeur in koalisieregerings. Want geen munisipaliteit van hierdie groot metro's gaan almal koalisies hê na November. Wat is jou raad vir daai mense? Om daai skuif te maak van dat dit gaan oor my party in die koalisie en my party se stempel, om oor daardie persepsie te kom en te sê dit gaan oor die stad Pretoria of Tshwane. Eerste, dit gaan oor hoe kan ons die stad regmaak, hoe kan ons die stad omdraai om vorentoe te gaan. Eerder as om te sê, hoe kan ek seker maak dat my party die krediet kry, of tweedens dat my party die burgemeester of burgemeesteresposisie kry. Dit gaan oor samewerking, oor die punt wat ek net gemaak het, om net 'n nuwe visie te kry vir jou stad, vir jou dorpie, vir jou, eerder as om net jou partyvisie te wil oordonder. En laat ek 'n groot spring maak na ons konstitusie. Altyd
die kritiek op ons konstitusie is dat dit is so progressief en dit is so nie in touch met ons Afrika meer tradisionele leefwyse en styl nie, en dit is, jy weet, wat fenomenaal was, dink ek, van ons konstitusieskrywers, was dat hulle het gesê, ons gaan nie dink hoe los ons vandag 1990 se probleem op nie. Ons gaan ons konstitusie skryf om te sê, hoe wil ons lyk teen 2080 of 2095. So dit is 'n konstitusie wat ons vorentoe trek. Dit is dit het vir ons 'n visie gegee vorentoe. Dit het nie gesê ons het gesê ons wil almal laat healthcare hê of ons wil hê almal met huise hê, ons wil in tyd, maar ons het gesê ons wil julle vorentoe trek as 'n land. Ons wil vorentoe gaan as 'n land. En ek dink terug na jou koalisie vraag. As daar in stede of in dorpe in die koalisie regerings 'n persepsie kan gevorm word oor, kom ons skep 'n enkel visie en ons stem saam oor die visie en ons begin, en ek weet dis ook weer eens idealisties, maar in ons omwentelinge as ITI oor die wêreld, en ons dink baie en ons werk baie in koalisie omgewings, kan 'n ou sien hoe meer sê meer volwasse demokrasie dit al begin regkry het meeste van die kere. En van ver regs na ver links, om van die Greenies na die, jy weet, om in een regering te kan sit en saam te kan stem. Want dit gaan uiteindelik oor kompromieë, jy weet, om te sê, ek moet hier ingee, maar dan weet ek ons kan iets anders vir die dorp of vir die stad of vir die land gedoen kry. En vir individue, maak dit saak, moet 'n mens gaan stem? My ma het by geleentheid begin huil, omdat ons vir haar gesê het, ons gaan nie stem nie, ons dink dit is belangrik nie. Toe begin sy huil, want dit was so 'n intense ding. Absoluut. Ons het dan so gestry en gewerk en geveg om by stem uit te kom. Absoluut, Rula. Ek dink dit moet nie eers in mense se denke wees om te sê ek gaan nie stem nie. Mense, Jy begin een. want as een persoon moet 'n ding wat jy, ek dink, moet begin doen, is in jou familie begin praat en sê, kom ons gaan stem, want ons kla net en ons gat vol net, maar kom ons begin dink, wat is 'n strategiese stem? Kom ons praat daaroor in ons watse groepie ook al, in ons Bybelstudiegroepie of in ons breigroep, in ons boekleesgroepie of whatever dit mag wees, om te sê, maar ons gaan stem en kom ons dink, wat gaan 10 stemme of 50 stemme gaan begin doen en dan nie net om te gaan stem omdat dit 'n aantreklike persoon is daarvoor vir wie ek kan stem, of omdat dit iemand was wat groot geraas maak nie, maar gaan stem vir 'n party wat jy dink invloed kan hê. So, ek sê nie die klein partytjies is nie belangrik om voor te gaan nie, maar gaan dink strategies in jou konteks en probeer in groepe dit doen, probeer jy georganiseer word. Jy weet, die demokrasie gaan uiteindelik, en agency gaan uiteindelik oor ek as individu saam met my gemeenskap, saam met my community, wie ook al is dit 10 mense of 500 mense, al is dit my skoolgemeenskap, my kerk, gaan organiseer jouself. Nie omdat jy party vla wil ronddra nie, maar om te sê, kom ons dink diep oor 'n strategiese stem en oor 'n gesamentlike stem. En dit beteken nie jy gee jou individuele reg weg nie, maar dit beteken nie, dit is as ons begin organiseer. En ek sê nie almal moet ewe skielik partypolitiek begin bedryf op 'n harde manier nie, maar 'n demokrasie verwag van ons om ons verantwoordelikheid op te neem. Deel te neem. Om deel te neem. En deelneem beteken nie net om te gaan stem nie, maar ook die proses na die stem, op pad na die stemdag toe.
dis 'n burgerlike verantwoordelikheid. Wat sou jy vir die kandidaat vra? Wat is die deurslaggewende goed? Eers dan is dit werk jy jou WhatsApp groepie en werk jy om hard. Wat vir my interessant is dat die kandidaate wat herverkies word en wat in die gemeenskap oor gepraat word, is juist daai kandidaat wat kommunikeer met sy of haar constituency, wat seker maak dat die boodskap wat hy of sy stuur is nie ene van ek is die hero vir julle almal nie, maar eerder is ek gee om vir julle as gemeenskap. So kyk rond na iemand wat nie die selfbelang eerste stel. In wanneer die persoon hom of haar voorstel as die kandidaat nie. En hier's in Pretoria wonderlike stories of in Tshwane oor kandidaate wat hulle werk doen en wat ek baie seker is weer onmiddellik verkies gaan word sonder 'n kwessie. En ek weet nie eens wat se party die kandidaat noodwendig is nie. Dit gaan oor die feit dat hier is iemand wat omgee vir die gemeenskap en wie met die gemeenskap praat, nie die week of die maand voor die verkiesing nie, deur die 4 jaar tussenin of die 5 jaar tussenin. So kyk rond. Dis deel van daai strategiese besluit wat jy neem. Skaal die party, ons gaan nie vir die Freedom Front of ons gaan nie vir die ANC stem. Nee, sê eerder vir wie gaan ek stem, wie het gaan saak maak. Vreeslik dankie, dit was 'n baie lekker gesels en ja, ons is op 'n vreemde plek. Ja. Nou ons is in hoop, ons leef in hoop vir ons kinders en ons kleinkinders. En ek dink Suid-Afrika het 'n versekerde toekoms. Partykeer dan het ons nie eagle eye nie. Partykeer is ons hier onder in die bos en ons kan nie ons kop bo die water uitkry nie. Maar so nou en dan as ons net so 'n bietjie terug staan en dink wat 'n fenominale pad ons geloop het tot hier. Jy weet ons wil nie in 'n land bly waar ek wil nie waar ek bekommerd is dat die hoofgesprek is moet ek môreoggend my sypaadjie met 'n stofsuier gaan skoonmaak en jy weet dis nie wie Suid-Afrika is of ooit sal wees nie. Ons is 'n plek waar ons mense is wat geleer het om te integreer, om 'n land lief te hê, om saam vir 'n Bafana wat verloor te skree en vir 'n Proteas wat dan wen te ondersteun en 'n Springbokspan wat vir ons goed is. Hierso is rykdom. Hierso is mense rykdom en nie net ekonomies of geldrykdom nie. So hier gaan ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders nog kan groot word. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd. En vir julle wat kyk of luister, baie dankie vir julle tyd. En hy het julle nou mooi gesê, al die huiswerk doen voor die verkiesing in November. Ons praat weer. Totsiens. Gesprekke teen geld vol